Welkom by Proffie se wiskunde sentrum. Vandag gaan ons kyk na breuke. Wat is 'n breuk, wonder julle? Wel, 'n breuk is 'n gedeelte van 'n hele. Kom ons kyk na die mees eenvoudigste breuk eerste. Julle het al seker van 'n half gehoor. 'n Halwe glas water of sap, 'n halwe appel, selfs 'n halwe pizza. Kom ons kyk na hoe 'n half geskryf word. 'n Half is gelyk aan 1 op 2. Nou waarom skryf ons dit so? Kom ons kyk na 'n pizza. As ons 'n hele pizza in die middel deursny, het ons nou 2 dele van 'n pizza. Ons skryf die 2 onder die lyntjie, omdat dit is in hoeveel dele ons die pizza gedeel het. Ons noem hierdie getal wat onder die lyntjie staan, die noemer. Die getal wat bo staan, noem ons die teller. Dit is die aantal stukkies wat ons na verwys. Dit kan wees hoeveel stukkies ons het of weggegee het. As ons sê dat ons net een van die 2 halwe pizzas gaan eet, dan eet ons net 1 stuk. In hierdie geval sal die getal wat bo staan 'n 1 wees. En skryf ons dan hierdie breuk van die pizza as 1 op 2. Die stuk wat oorbly sal natuurlik ook 'n half wees, want as ons 1 helfte eet, dan bly daar natuurlik 1 helfte oor. Met ander woorde, as 'n hele pizza in 2 gedeel word, het ons 1 halwe pizza en nog 'n halwe pizza. En saam is dit 'n hele pizza. So ons weet nou dat die getal onder die lyn die noemer genoem raak, en dit verwys na hoeveel dele 'n voorwerp gedeel is. Ons weet ook dat die getal bo die lyn die teller genoem raak, en dit verwys na hoeveel ek hou of weggee. Kom ons deel nou ons volgende pizza in 4 dele. Ons weet dat ons pizza in 4 dele gedeel is, en dat ons al 4 dele nodig het vir 'n hele. Weet julle wat ons noemer gaan wees? Ja, dit gaan 4 wees. Elke stukkie is nou op sy eie, so elkeen is 1 van die 4 stukkies. Met ander woorde, ons skryf elke stukkie as 1 op 4. In wiskunde sê ons sommer 1/4. Kom ons gee 3 van hierdie stukkies weg. As ek net 1 stukkie hou, dan hou ek natuurlik 1/4. 1 op 4. Watter breekdeel gee ek dan weg? Nou moet ek onthou dat die teller verwys na hoeveel ek hou of weggee. So as ek 3 stukkies weggee, gee ek 3/4 weg en skryf ons die breek as 3 op 4. As ons al die stukkies weer bymekaar sit, het ons 4 van die 4 stukkies en skryf ons dit as 4 op 4. Wanneer ook al die teller dieselfde is as die noemer, dan is dit gelyk aan 'n hele. In hierdie geval het ons elkeen van die 4 stukkies en skryf ons dit as 4 op 4. En dit is gelyk aan 'n hele pizza. Wow, dit was nou 'n hele mond vol. Hallo? Proffie, Ja, goue lokkies, wat is fout? ons boot het gesink, en nou is ek gestrand op 'n eiland. Waarmee kan ek jou help? Moet jy nie eerder seeredding bel nie? Ek het hulle gebel, Proffie, maar ek het 'n ander probleem. Asseblief help my, Proffie. Natuurlik, ek is altyd reg om te help. Wat is jou probleem? Die seeredding gaan eers oor 4 dae by my wees. My probleem is dat ek net 3 brode het om te eet. Ek wil graag 3 keer 'n dag eet, ontbyt, middagete en aandete. My etes moet eweveel wees. Ek weet nie hoe om 3 brode gelyk op te deel in 4 dae. Goue lokkies, jy is nou net op die regte tyd gebel. Ek en my vriende, het nou net oor breuke gepraat, en ek is seker ons sal jou kan help. Wow, baie dankie Proffie, julle red my lewe. Bel my asseblief terug so gou as moontlik, Proffie. Tata! Vriende, julle moet help. Hier is die inligting. Goue lokkies moet 4 dae eet, voordat seeredding haar gaan help. Sy het net 3 brode.
Sy wil eweveel eet vir ontbyt, middagete en aandete. Kry 'n stuk papier en werk dit vir ons uit. Moet nie skaam wees om prentjies te teken nie. Julle meneer of juffrou sal dit inneem en vir my stuur. Ek hoop julle kan help. Tot wederom!